Ek wil vanmôre al die lof en al die eer aan die Here bring. En ek het nou vanmôre hierdie hempie aan, wat staan hier? Wat staan hier? Die vermiste skakel. Hulle kan jou nie hoor nie. Die vermiste skakel, hulle kan lees. Hulle lees. Ok. Maar hulle sê nie altyd dit nie. Die vermiste skakel. Goeiemôre. Baie welkom. So bly jy is hier. En ek het nou hierdie hempie aangetrek vanmôre to make a stand vir hom. Want ons het hierdie boodskap al gekry toe ons in Amanzimtoti was oor die vermiste skakel. En ek het hom daar aan die ander kant gebruik in Oranje. Die vermiste skakel en dit uitgeleef. En ons is besig om dit terug te bring in hierdie bedieninge. Hierdie bediening is vandag 3 maande oud. Ons is 3 maande. Prys die Here. Amen. En dit is hoekom ek vanmôre getuienisdiens geroep het. Sodat ons kan getuig wat die Here gedoen het in hierdie kort tydperk. En in hierdie, dis hoekom ek op die groep gesê het, bring jou getuienis, bring het. Want weet jy wat, dis nodig om dit te hoor, sodat ander mense gestig kan word, wat die Here vir ons in die afgelope 3 maande gedoen het. Nie 18 jaar nie, 3 maande. So dit is kort, hierdie babatjie is nog klein, maar hy is besig. Hy is nie, hierdie babatjie is nie 'n babatjie nie. Hierdie babatjie is soos wat Jesus in die sinagoge gaan preek het. Make a difference. Amen. Ons maak 'n verskil hier. En as ek net kan bietjie teruggaan toe ons die bediening begin het, toe sê ek vir ons, waarvoor staan ons? Ons dien die Here in gees en in waarheid. Kapies? Geen dogma uit die deur. Geen mensgemaakte reël nie uit die deur. En ons praat Bybeltaal, nie duiweltaal nie. Dit wat in hierdie woorde staan. As hy nie hierin is nie, dan soek ons hom nie. Klaar, kapies? Niks anders nie. En ek weet ek het baie van julle se kassies geskit oor die godsdiensgees. Ja, ek het veral toe ek nou gepraat het oor Kersfees. En ek het laasweek weer 'n hoogtepunt gehad, maar elke week se woord, jy stem saam. Dis nie 'n normale woord nie, maar dis 'n woord hiervan. En dis goeders wat ons nie gehoor het nie, of is goeders wat ons baie keer in ons voorouers in ons huise gehoor het en wat ons toegepas het, ons gedink, my pa het goed, en so is reg. Hy het mos geweet. My oupa het gedoen. Jessie, hy was great. Hy het geweet. Maar die toepassing van die woord het bietjie geval. En ons bring die woord terug in Keimoesing. En ons is baie, baie dankbaar oor die gedeelte wat ons gehad, die uitreik wat ons gehad het ook. Maar die fondasie van hierdie gemeente is disippelskap, nommer 1. En as ons nie ons roeping kan aan voldoen nie, dan we mis dit. Dan kan ons net so al gaan huis toe gaan. Ons gaan koekies eet en tee drink. Dit is so. Dan mos ons mekaar se tyd. En ek is nie 'n sekte, ons is nie 'n sekte wat elke Sondag net by mekaar kom, wat die mense kom by mekaar nie. En ek sit eerder met min mense, as wat ek met 'n mense sit, wat nie eintlik die Here dien nie. Dit is so, sorry, nee, ek is nie jammer nie. Ek is regtig nie jammer. Ek wil nie hê mense moet net hier sit, want hy sit nie. Hy moet hier warm sit en uitstap en dan
Want weet jy wat, in jou disipelskap roeping, gaan dit oor wat is buitekant in die markplein, nie hierin nie. Nie hierso nie. Dit maak saak vir wie jy bid, wie se lewe jy aanraak aan die buitekant van hierdie 4 mure. Want hierdie 4 mure is ons lekker heilig en veilig. Klaar, dit is so. Dit is lekker. En hier kan jy foute maak, en dit is lekker. En ons het die groeigroep begin. En ons het goeders gesien, in die tweede groeigroep wat ons het gehad het, toe wys die Here vir my, en Myrtle, ons moet werklik by ons seuns begin. Want hierdie gemeenskap is stikkend. Hulle is stikkend. En toe begin ons die gebroke seuns na herstelde manne toe. En ons het nou, gister het ons 3de aanbieding gehad. En ek sê, wow, prys die Here. Daar is 20 mans, seuns, mans, wie se lewens ons omgeswaai is. Van hulle sit hier so. En kan sê, wow, ek het dit nodig gehad. Ek het nodig gehad om hierdie blootstelling aan die woord van God te hê, wat my lewe verander het. En dit het uit die groeigroep uitgekom. En dit is hoekom dit belangrik is om 'n midweek petrol tank refill te hê. Dit is so nodig. Ek het dit nodig. En elkeen van ons het dit nodig. En die voedsel wat ons daar uitkry om net weer verder deur die week te gaan, dit is great. Dit help ons. En ons wil baie graag die huis tot huis uitreik, wil ons vergroot, en ons het nou al gepraat met van die mense, dat ons dit kan uitreik in van die huise. Wat is dit? Ons is ons handelende kerk, die stem. Ons handelende kerk. Nou dis wat hulle gedoen het. So, vanoggend het ek hier gesit en die Heilige Gees het vir my net hierdie skrif gee hierop, en ek wil nie 'n baie lang getuienis lewer nie. Maar ek getuig vanmôre dat daar 'n ommeswaai is hier in Kuimoes. Hier is 'n Heilige Gees openbaring aan die mense gebring hier. Dis nie kor nie. Hier is mense wat wedergebore is hier in hierdie kort tydperk. Daar is 'n hele klomp mense wat gedoop is in hierdie kort tydperk. Daar's 'n hele klomp seuns wie se lewens 'n ommeswaai in hierdie kort tydperk. Daar is vrouens se lewens wat verwoes is, wat 'n ommeswaai het in hierdie kort tydperk, in 3 maande se tyd. So ons is werklik aktief besig in ons roeping as disippels. En ek het baie van die mense gesien wat ons bedien het, wat hulle is opgestaan, hulle het begin blom, hulle het begin vrug dra. En dit is waar dit gaan. Hierdie bediening is die Vader se bediening. Dit is nie Korenberger se bediening. Dit behoort aan die hemelse Vader. Amen. So ons prioriteite is reg. Ons vaandel in bedekking van Jesus, dan die man, dan die vrou, dan die kinders, en dan jou bediening is volgens God se orde. Is reg. En hier het ons gepraat oor die gawes van die Heilige Gees. En die mense praat nie oor die gawes van die Heilige Gees nie, want daai gawes van die Heilige Gees rus jou toe, it equips you om buitekant toe te gaan en daai toolbox oop te maak om vir daai persoon te gaan bid en hande op hom lê of net encouragement te gee of hulp of wat ook al. En ons sou dit nie gedoen het as ons nie daai lering gehad het nie. Maar dit is nie kurse lering nie, dit staan in die woord. So ons doen net dit wat die woord vir ons sê.
en ons pas dit toe in hierdie woord. En ons raak die mense se harte aan. En ons het verder 9 weke terug, 10 weke terug, toe begin ek my hulp aanbied om plaaswerkers te bedien. En ons bedien hulle. En nou is dit al so, hulle soek my daar, ek moet daar wees. En 5:15 op 'n Vrydagoggend sit hulle reg op die trekker, sit hulle reg daar, en hulle kyk vir my, wanneer kom ek nou hier aan? En dan sit ek, dat ek so bietjie oor my tyd gaan, en dan sê die man, dit is reg so, hierdie is nodig. Want weet jy wat, as jy vir hulle, weet jy wat, die evangelie is nie vir die rykes nie. Is regtig nie vir die rykers nie. En ek bring laasweek 'n woord vir hulle, wat het gebeur met die ryk man en Lazarus. En hulle oogies het oopgegaan. En ek sê vir hulle, Lazarus en Abraham het met daai man gepraat, en hy is in die hel, en hy is so 'n bietjie water vir sy tong. Want die hel is 'n werklikheid. En ek gaan verder aan, en ek gee vir hulle Johannes 3 vers 3 tot 7. Maar ek het beperkte tyd. My woord aan hulle is, ek kom nie hierson en lees vir jou 'n stukkie Bybel en ek bid vir jou en ek stap hier weg nie. Enigiemand kan dit doen. Enigiemand kan dit doen. Ek sê, as jy hier uitstap, stap jy uit met die woord in jou hart. En jy kan dit gaan toepas in jou hart. Want die manne is stikkend, en ek het hulle aan hulle strot gegryp en regtig vir hulle laat besef, uit die hele klomp van hulle is daar net 6 wat getroud is. Almal lewe buitekant die huwelikseëning. Almal van hulle. En dat hulle hierdie eise op die sê, wat 'n eis het jy? Jy is nie in God se orde nie. Jy moet begin terugkom in God se orde. Jy moet begin wees die priester van jou huis, wat God jou geroep het. Dis wie en wat jy moet wees. Nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê. En ek gee vir Efesiërs 5. Maar weet jy wat? Hulle het dit nodig. Hulle weet nie dit nie. Daar is 'n oes. Ons is besig met om die mense in plek te kry, die arbeiders in plek te kry vir die oes wat gaan inkom. Amen. Dis ons roeping wat ons het. Ons moet nie kyk na die getalle nie. Ek kyk na jou hart. Dis alwaar ek kyk. Is jy bereidwillig om dit te kan doen? En dit is die fondasie van hierdie gemeente. Dis hoekom ek wil getuig daaroor. En het julle Bybel saamgebring? Dankie tog. I come armed and dangerous, nee. Nee, Lucky. Armed and dangerous, dankie tog. En ek wil julle los met hierdie stukkie skrif. En ek wil hê, jy moet jou naam daarop geskryf. En ek wil hê, jy moet daai ding, hierdie skrif, moet jy begin leef, dag tot dag. En dit is in 2 Petrus. Dit staan hier op my bors. Die vermiste skakel. Kyk hier vir my. Die vermiste skakel is daai skrif. 2 Petrus 2 Petrus 1. vers Ek gaan nou begin. Is hulle reg? Ons het vir Joshua 'n Bybel gekry.
Ek is so bly daaroor. Vers 3. Nou hierdie is vermaning om die Christelike deugde in beoefening te bring. Dit is lekker, né? Alright. Vers 3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. Deur die kennis van hom, waar kry ons daai kennis? In hierdie woord. Waar is ek nou? Nou raak ek 'n bietjie baie opgewonde hier. Geskenk wat tot die lewe godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat wie? Julle, elkeen van julle, daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede in die wêreld is. Met ander woorde, julle is wedergebore. Kyk, en juist daarom, ook moet julle met aanwending van alle ywer, by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Wow! Want by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. So jy kan nie sê jy is heilig en veilig en jy het nou jou lewe vir die Here gegee en jy is gedoop nie, jy doen niks daaromtrent nie. Hallo? Dis 'n skokkende nuus, né? Maar dit staan in die woord. So ons moet eintlik, wil ek sê, catch a wake up. Jy hoor wat ek sê, maar ek sê dit met baie respek. Daarom broeders, moet julle des meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Tot sover. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang van die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Dankie, tot self. Dis die belofte, dis jou einddoel waarin ons gaan lewe. En vanmôre het ek net hierdie openbaring in my toe ons lofprysing gedoen het. En die voorbereiding waarmee ons besig is ons reg as sy bruid. Is ons lampies vol olie. En wat is die olie? Die Heilige Gees. Is jy vol, is jy reg ten alle tye vir sy koms. Dis waaroor dit gaan. En ek wil afsluit en ek wil net vir die Here al die lof, al die eer en al die aanbidding gee. Dat hy vir ons Keimus toe gestuur het. En dat ons bereidwillig was om sy werk te doen. En toe ons voorspaar daar die mense in die winter sop gegee het en broodjie, en toe ons gesien, jy was saam met ons. Hierdie mense ken niks van Jesus nie. En dit is waaroor die koninkryk gaan, om daai mense
in te bring vir die koninkryk. Het gaan nie oor die mense wat al reeds 'n geloof het nie. Ek kan nou mooi my woorde kies. Jy kan afsit. Okay. Jy kan begin, is jy reg? Oké. Ek was nie in die kerk gewees nie. Toe ons skool het. Nou, nadat ons paar keer in die kerk was, het bestuur goed, het goed doorberei, plaasgevind met my speaker op die raad ingedruk is so lank, op sy. My hele lewe het verander basis na dit. Ons het gevaste tyd gehou vir 2 dae. Ek het vir God gevra om my pad wys, want fase is eerst in lewe te doen, wat ek hoor daarvan. Hy het my geantwoord en gesê, ek my storie kan versprei. Mense vertel hoe dit gebeur my saam met die paadjie loop. Ek het van pastoor gebeld en om te praat oor dit, en hy het my gesê, hy sal my help om die praat voor hom toe. Moet die vastbyt. Ek was gewees by die seun na man, die pastoor gewees, saam met 'n paar manne. Ek hou soos 'n babetjie, soos 'n man wat ek is, groot man wat ek is, was ek 'n babetjie gewees. En ja, ek het gister, geloof of nie, het op die 2 huise, dat ek die woord van God gaan versprei. Die eerste huis was daar 1 man, 'n ou vrou, die man se vrou, en daar was 6 kinders, wat ek die woord van God gaan versprei voor. Ek weet nie waar die woorde by gekom het nie. Ek gebid voor ek ingestap het, ek gebid vir God die huis vir my moet rein, en dit alles wegvat, wat met alle aftrou mense samen aftrou, raad toe opmaak. En ek het vir hulle vertel van God, en toe ek daar klaar is, het ek my gevraagd, asseblief, kom weer. En ek gesê, ek sal weer kom, maar ek leef uit die stoel examen. Dit baie goed gegaan, ek sal op stoel die klip stuur. Ek weet nie waar ek vandaan kom het, maar dit het uitgekom. Die tweede huis was daar 3 groot mans gewees, 4 groot mans gewees, 3 vrouens en 2 kinders. Ook baie goed afgeloop, dit is meer Swana mense, dit is nie in die kleren nie, dit is Swana mense. Ek het van dorp groot geword, so ek weet, dit is moeilik, man, daar is nie soos geloof by hulle nie. 2 van die films het begin huilen, toe heb ek gepraat het goed, en dit baie goed afgeloop. En dat is selfs daar woord het verstuur of my, asseblief, ons moet weer so maak, ek gaan so maak, maar volgende keer begin die pastoor saam. Ek gee nie om alleen te gaan nie, maar ek weet pastoor moet kyk of ek die ding raak doen. God sit wel die geest in my om vir dit te sê waar ek gaan, hoe dat moet doen. Dit is pas baie suksesvol gewees, en ek sal die niet weet, maar daar is geen miskant in my. Ek sal voor eendag hier op staan en van Godse woord praat. Tot mense die straat by geloof het, ek vir hulle gesê, hey, kom hier, kom luister na die woord van God. Sonder eendag skant. So dit is my voorrecht om Godse woord te dien. En ek sê, woord. Dankie. Met nou, sy moet praat. Mooi gebeurd dan. Ja, ek weet nie waarom ek begin nie. Maar eerstens wil ek vir pastoor en vir Tannie dankie sê. Julle het baie groot verskil in nie net aan my huis kom maak nie, maar in ander mense huise. Om te dink waar ons was en dan het, ja, hy sê dieselfde naam. Maar hy daai eerste dag geen gestap wat jy is. En pastoor het baie met my lewe verander. My seer is beter, dis weg. Amen. En ja, so ja, ek wil net dankie sê. En ek gee al die eer en lof aan julle. Want om te dink, as dit nie vir julle was wat hier na toe kom het nie, so ons allemaal verloor gegaan. Dat was die aanwees nie. En die ding is, ek stap al die pad saam met Lucky. Al is ek die skaam ene, maar ja, ek sal nog uit my boks uit klim. Maar ek staan saam met hom
wat die Here vir hom beplan is groter as wat ons ooit kon redeneer. So ja, baie dankie, ons waardeer dit raak so baie. Daar's nog soos julle weet, ek nie eintlik heel veel toesprake al daai dingetjies nie. Ja, naby. Is reg. Ja. Ek kan maar net eerstens sê, dankie aan Cor en Bernard, dat ons in hulle lewens, hulle in ons lewens kan gestap het. Ons het voorheen, was ons nie, ons het geglo in die Here, maar ons het nie gelowige mense gewees nie. Ons het Bybel gelees en gebid. Vandat ons gedoop is, wedergebore is, kan ek net sê, die doop beteken vir my gehoorsaamheid. Regverdigheid, barmhartigheid, vriendelikheid. Weet al die dingetjies in die lewe. Ons stap 'n nuwe pad saam met die Here nou vandat ons gedoop is. Vandat ons in hierdie kerk gekom het, is ons heeltemal ander mense. En dis net alles te dank aan die Here. Prys die Here. Hy's groot en hy's heilig. Trots. Amen. En om elke Sondag hier te kom sit, stap ek hier uit as 'n ander mens, elke liewe Sondag. Want daar is altyd 'n boodskap waaroor jy kan verder gaan en daai week aanpak en kan lewe soos 'n heilige. Even Hermine, sy is 'n heel ander mens. Wanneer ons nou in die Sasse huis is, soos ons kan sê, nuwe hoop, is dat met Tannie so dat ons bly, ons bid vir hulle, ons doen godsdienst in die huis, en dit is 'n huis van die Here dan. Ek het vir almal gesê, hierso woon die Here saam met ons. Amen. En ons is gelukkig, en ons is so bly en dankbaar in die Here dat ons in Wynstok gewoond is. Amen. Baie dankie. Amen. Ek is vanoggend, stap ek hier op en ek kry nie die gedagte, tweede kans. En ek besef, hoeveel keer gee God ons nog en nog kansen. Staan nie aan. Ja. En dan besef ek, hoe afhanklik ons van die Here is. Ons kan niks sonder hom doen. En die dankbaarheid kom net op in my vanoggend. Hoe die Here my lewe hierdie afgelope 3 maande hand om keer verander. Hoe ek soek en ras na hom en hoe hy ek het die Here gevind, maar dit voel nog steeds vir my, ek wil net nog meer en meer en meer van hom hoor. En is vandag net, is dit 'n dankbaarheid wat oor my is. Al die eer en al die lof kom hom toe. Amen. Amen. Ek vir die Here ook baie dankie sê vir die verandering wat in my lewe is, vir die salwings wat ek weer kan ontvang. Want ek het baie gebid dat hier 'n ander bediening in hierdie dorp inkom, wat ywer het vir die Here en wat doen soos wat ek gewoond was en geleer was, hoe ons die Here moet dien. En ek kan die Here net loof en prys dat hy hierdie pastoorspaar gestuur het en dat hulle ywer het vir die Here en dat ons saam met hulle die wa kan trek. Amen. Ons dankie daarvoor. Amen. Ek gesukkel met dat. Ons het hierdie ding gedoen te keer ook 'n dag gaan. Ons het in Keinis aangekom. Ons het nie gedink ons gaan 'n nuwe bediening begin nie. Maar dis soos Susie gesê het, om die Here in gees en waarheid te aanbid, ken Keinis nie. Sorry. Ek was in 'n paar kerke. Daar's nie so ding soos gees en waarheid, wat jy hier in jou binneste, jou hande in die lug kan sit, en sê, Here, hier is ek bring aan U al die lof en eer en die aanbidding.
Jesus het vir sy disippels gesê, wanneer julle bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hy moet eerste van alles, moet hy geheilig word. Ons moet vir hom loof, en ons moet hom aanbid. Ons moet dit vir hom sê. Want dit moet nie 'n ritueel wees, soos by Magda gesê, 1, 2, 3 en dan is dit klaar nie. Dit moet hier binne en dan moet jy verander. Maar soos pastoor gesê het, ons het saam met die een gemeente het ons 'n uitreik gehou, want ons het soontoe gegaan om die Here te aanbid. En dis die eerste keer, want dit was in die winter wat ons toe nou saam met hulle, die gemeente, gaan sop en brood gee. En toe ek teruggaan, want toe ek die mense roep en met hulle praat en vir hulle vra, ken jy Jesus? Ja, hulle weet van hom, maar dis een ding om te weet van Jesus, en dis 'n ander ding om hom te ken. Dan sê hulle vir my, nee. Al vra ek vir hulle, ken julle die hemel en die hel? Die woord sê, soms is dit nodig om 'n persoon met 'n ruk uit die hel uit te ruk met geweld. Jy kan nie net sê Jesus is liefde nie. Hy is liefde. Maar dit gee vir hulle die reg om aan te gaan en net te loop en te doen wat hulle wil doen, wat verkeerd is in die oë van die Here. Want dis nie my boodskap nie. Nadat ek toe nou gesê het, ons moet weer 'n uitreik hou, toe sê dit, miskien aan die einde van die winter. Toe lees ek in my devotional, Matteus 26, en ek het toe nou met die skrif het ek met ons pastoor gedeel, en dis waar ons begin het, om elke Saterdag, elke tweede Saterdag, want toe het hy Saterdag gaan begin. Matteus 26, Jesus het daar gesê, dis die ewige lewe en die ewige straf. Matteus 26, nee, van 25, vanaf vers 31. Dit gaan so aan, dan sê hy so, die koning, dis Jesus, want hy is die een wat gaan oordeel. Vir die wat aan my regterhand is, hy die skape en die bokke het hy geskei. In vers 33, en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Toe vra hulle nou vir hom, maar Here, wanneer was jy honger? Wanneer was jy naak? Wanneer was jy siek? En hy Jesus sê vir hulle, en die koning sal antwoord en vir hulle sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, dis die mense daar buite, het julle dit aan my gedoen. En die mense wat aan die linkerkant was, die bokke, het Jesus gesê, ek het, en julle het dit nie gedoen nie. En hulle het die ewige straf gekry. Dit staan daar so. Ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling. Dan sê in vers 45, dan sal hy hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. As iemand van my sê, ek soek 'n brood, dan moet ek vir hom 'n brood gee.
Ek praat nie van die wat dwelms gebruik en drink en rondslinger en dan moet 'n brood soek nie. Hulle bedel omdat net bedel is. Maar as mense wat nie kos het nie. En dit is hoekom ons besluit het om die Here, as jy die Here in gees en waarheid wil aanbid, dan doen jy dit met alles binne in jou. En dan maak jy disippels van mense, en as jy sien daar's 'n behoefte en daar's 'n brood nodig, dan koop jy 'n brood en jy gee vir daai mense brood. En dit is wat ons doen in hierdie plek. Ek sê net vir die Here dankie, want as ons nie gehoorsaam was aan hom nie, en gehoor het van sy stem wat hy vir ons sê wat ons moet doen nie, dan kon ons dit nie doen nie. Want dit is lekker om in 'n kerk te gaan sit en jy dien die Here, praise and worship, jy luister na die woord en jy loop uit en jy gaan huis toe, jy het geen verdere bekommernisse nie. Om hierdie bediening te begin, vat baie bid, baie geduld, baie voorbereiding, baie oppak en uitpak en afpak en was en elke week. Dit vat opoffering. En daarvoor is ons so dankbaar dat julle vir ons bid. Want die aanval, julle sal nie glo nie. Dit kom van alle kante af. Maar ons weet ook dat die Here, as hy 'n deur oopmaak, sal geen mens dit toemaak nie. Dit het ek beleef in Orania met Huismien, dit beleef ons hier in Kuilsrivier met dit wat ons vir die Here doen. Dit is soos pastoor sê, die Here kies mense uit, want ons is die een is wat die oes moet inbring. En wie gaan dit bring? As niemand voorberei word om uit te gaan, soos wat Lucky doen, om uit te gaan en daai woord te gaan verkondig nie. Tydig en ontydig, met vermaning, met bemoediging, met lering, sonder ophou, met baie geduld. Partykeer raak die geduld op, maar mens leer om daai goetertjies maar so bietjie tot 10 te tel. En dan gaan ons nou maar weer aan. Maar ek bring ook aan al die lof van die Here, want ek is sy kind. En ek weet, ek is sy kind. En ek kan met vrymoedigheid gaan en sy woord gaan verkondig. Dankie. Kom pas.